Job 28, ons lees vanaf vers 12 af. Ek sê nog nie van vers 20, van vers 12 af. Maar die wysheid, waar word dit gevind? En waar is die plek van verstand? Die mens ken nie die waarde daarvan nie, en dit word in die land van die lewende nie gevind nie. Die wêreldvloed sê, in my is dit nie, en die see sê, by my is dit nie. Fyn goud kan daarvoor nie gegee word nie, en geen silwer as koopprys daarvoor afgeweeg word nie. Die goud van Ofer weeg daar nie teenop nie. Ook nie die kosbare onyksteen en safier nie. Goud en glas kan daarmee nie vergelyk word nie, en vir goue voorwerpe ruil 'n mens dit nie. Korale en kristal kan nie genoem word nie, en die besit van wysheid is meer werd as korale. Die topaas van Kus, is daar Ethiopiese wêreld, kan daarmee nie vergelyk word nie. Suiwer goud word daarteen nie opgeweeg nie. Die wysheid dan, waar kom dit vandaan en waar is die plek van verstand? Ja, dit is verborge vir die oë van alles wat leef en weggesteek vir die voëls van die hemel. Die plek van vertering en die dood sê, met ons ore het ons die gerig daarvan gehoor. God weet die weg daarheen en hy ken die woonplek daarvan, want hy sien tot die eindes van die aarde, alles wat onder hemel is aanskou hy. Toe hy vir die wind die gewig bepaal het en die waters met die maat afgemeet het, toe hy vir die reën 'n wet gestel het en 'n weg vir die onweerstraal. Toe het hy die wysheid gesien en dit verkondig. Hy het dit opgestel en dit ook deurvors. Maar in die mens het hy gesê, kyk, die vrees van die Here is wysheid en om af te wyk van die kwaad is verstand. Net dit sover dat ons gaan lees nou, vanmôre 'n bietjie met jy gesels oor daai 3 dingetjies, en ek meer oor die laaste ene, oor wysheid, maar die 3 goed is kennis, verstand en wysheid word baie keer saam in die Bybel genoem. Partykeer 2 van hulle, partykeer al 3, maar dis iets wat baie gereeld voorkom in die Bybel, dat gepraat word van kennis, verstand en wysheid, en partykeer word in die plek van verstand, word die woordjie insig gebruik. So, dis iets wat baie belangrik is, daardie kennis, insig en wysheid. Nou, hulle sê, wysheid kom met die grysheid, né? Die laaste tyd het ek nogal wys geword, en grysheid het toegeneem, maar in elk geval, maar dit is ook so, dat 'n mens sien, dat baie ouer garde, so ek praat nie vanmôre net met die ouers nie, maar dit mens sien, dat mense in hulle ouderdom baie keer dinge doen wat nie baie wys is. Dis waar, ons kan nou lag, maar dis waar. En ek wil nie so kras wees om te sê, as mens ouer word, begin jy dom dinge te doen nie. Maar baie keer dit grens daaraan, dis asof mense die wysheid wat hulle oor die jare opgedoen het, net nie meer toepas nie, of die wêreld het so verander dat hulle weet hoe om dit toe te pas. So, hulle sê mos wysheid is iets wat jy 'n lewe lank by mekaar maak. En die dag wanneer jy dit nodig het, dan is jy te oud daarvoor. Dan pas jy dit maar aan vir die volgende geslag, né? Dan kan jy self nie meer gebruik nie. Maar wysheid is iets wat brood nodig is. Dis nodig in ons daaglikse lewe saam met die Here. Dis nodig in ons keuses wat ons maak. Dis nodig in die besluite wat ons neem. Ons het wysheid nodig in elke opsig, en tog ten spyte van die feit dat daar soveel waarde op die kwessie van wysheid geplaas word in die Bybel, neem ons nog steeds dom besluite. Doen ons nog steeds, kies vir die woord, stupid goede. Dis asof ons nie altyd leer nie, asof ons nie by wysheid uitkom nie. So ek dink ons probleem is nie regtig kennis nie. Want ek dink die meeste mense het genoegsame kennis, altyd die regte hoeveelheid van die regte veld kennis nie. Dan kan mens altyd groei. Maar iets wat ons 'n probleem het is dalk die insig en dan hoe om dit dan verder te vat. So wat is die verskil tussen kennis, insig en wysheid? 'n bietjie daaroor ook gesels vanmôre. Maar ek wil begin met om vir u 'n vraag te vra. So ek op die ouetjie saamwerk. Ja. Wat is die een groot wysheid wat jy graag aan jou kinders of aan jou nageslag sal wil oordra? Of wat jy dalk al reeds aan hulle oorgedra? Wat is dit? Het jy so iets? Miskien het jy nog nie daaraan gedink nie. Dan is dit tyd om daaraan te dink. Wat is die groot wysheid wat jy aan jou kinders wil oordra?
Nou dit kan iets sekulêr wees, maar verkieslik iets geestelik. Iets waardevol, iets wat vir hulle sin kan maak, iets wat hulle altyd op kan terugval. Dis dinge wat ek en jy moet in plek sit. Ek hoor partykeer mense as ek vir hulle so in so gesprek daarmee besig is, jy hoor baie keer mense sê, weet jy, ek het geleer in hierdie lewe, jy kan niemand vertrou. Is dit wys? Kom ek sê vir jou, mense wat gewoonlik so praat, het ergens baie groot teleurstelling gehad. Ergens het hulle met iemand in 'n verhouding of wat ook al, of het nou 'n besigheidsverhouding of nou 'n liefdesverhouding of in watter verhouding ook al, het hulle ergens skade gelei of seer gekry. Daarom sê hulle, daai ding is hulle lewensmotto amper. Ek het geleer, jy trust niemand nie. Nou, ek weet ons is vandag op 'n plek in hierdie wêreld wat jy omtrent niemand kan vertrou nie. Maar dit moenie so wees nie. Nie vir 'n kind van God nie, nie binne die kerk van die Here. Ons moet mekaar kan vertrou. Ons behoort mekaar te kan vertrou. So dis iets wat ons partykeer hoor dat mense dit sê. Iets anders te, jy moet alles glo nie. Ek het 'n gesegde wat ek baie keer hier in die gemeente al genoem het, 'n stukkie wysheid wat ek geleer het en op myself moet toepas, gedurig deur is, moenie alles glo wat jy dink. Right, nou daai ene. En dit is belangrik, want ons gedagtes rig ons lewens. En ons dink partykeer, ons almal ken die Bobbejaan agter die berg, né? Ons almal het hom al met hom te doen gekry. Want ons gaan haal hom almal gereeld. Want ons dink al klaar, wat gaan vanmôre gebeur, of wat gaan vanmiddag gebeur, of wat gaan oor 'n jaar gebeur, en ons glo dit. En ons begin ons lewens volgens daardie veronderstelde waarheid, begin ons dit partykeer al reeds in te rig. Jy is eintlik besig met waarsêry oor jouself. Moenie alles glo wat jy dink nie. Dis 'n wysheid wat ek geleer het en wat jy kan vir enige iemand sê. My kinders het iets anders ook geleer. Dis ietsie sekulêr. Maar iets wat jy ook ter harte kan neem. If something is too good to be true, it is too good to be true. Ek finish it lang. Maar daar's 'n voorbehou. In die evangelie voldoen ook aan daai vereis. Vir baie mense it is too good to be true en dan sê hulle nee. So jy moet altyd hierdie uitsondering maak. As dit iets is omtrent God, as dit iets is omtrent die evangelie en is goeie nuus wat vir u klink asof dit te goed is om waar te wees, vat dit. Want namelijk is ek het vir julle sê. Of as die predikant het vir julle sê. Glo dit, want dit is so. So, ek het my stukkies wysheid het ek al geleer, maar iets wat ek graag ook geleer het, en stukkie wysheid wat ek met u wil deel, is God se liefde is ewig, onvoorwaardelik. God verander nie. Dis die eerste ding. Stukkie wysheid, en dit het ek beleef en gesien in my lewe. Die tweede ding is, ek kan nie alles verander nie. God verander nie, maar ek kan nie alles verander. En die derde ding wat daarmee saamgaan is, maar ek kan verander. En ons het baie keer, kom ons op 'n plek in ons lewe, as ons begin ouer word, dis voel ek is nou maar so gemaak en laat staan, ek kan nie verander nie. Jy gaan my nie verander nie. Dit behoort ook nie in die huwelik die oogpunt te wees nie, nee, die man die vrou wil verander, die vrou die man wil verander. Ek het eendag vir 'n paar keer gesê, as jy jou man wil verander om soos jy te wees, dis die hoogste vorm van selfliefde. Want jy soek nog 'n jy soos iemand soos jy. Jy soek nog 'n ek. Asof jy nie genoeg is nie. So op iemand te probeer verander om soos jy te wees is boos eintlik, dis dwaas. So, dis 'n paar stukkies wysheid. Laat ek dit vir julle sê, jy geleer, sê partytjie, jy kan alles glo nie, jy kan almal vertrou nie, iets is te goed om waar te wees, maar daar's my stukkie wysheid. God se liefde is ewig, onvoorwaardelik. God verander nooit. Ek kan nie almal verander nie, ek kan verander. Gaan met dit in die lewe in, as jy nog 'n stukkie wysheid ergens het nie, dan kan jy hierdie eentjie saam met jou vat. Alright, maar hoeveel kennis het jy? Dis die vraag wat ek ook vanmôre vir u wil vra. Met hoeveel kennis het jy? Kom ons praat nou vanmôre oor die geestelike dinge, oor die Bybelse veld. Hoeveel kennis het jy werklik daarvan? Weet jy wat ek ook merk? Ek is 40 jaar in die bediening.
waarin die Here ons geroep het. En hoe meer ek leer, hoe meer kom ek agter hoe min weet ek. Baie van die goeders wat ek geleer het, het ek gedink ek is nou goed met dit, ek is fyn met dit. Kom agter my, dis nie die volle prentjie nie, jy weet nog niks. Maar hoeveel insig het jy? Die kennis is een ding wat 'n mens kan hê, maar hoeveel insig het jy? Hoeveel verstandigheid is daar? Dis die vraag wat ons ook vir onsself moet vra. Hoeveel verstandigheid is daar? Hoe gesond is jou oordeel? Jou keuses, jou besluite? Wat het jy wys geword so deur al die kennis wat jy opgedoen het? En dan die vraag, waar en hoe kry 'n mens wysheid? Partykeer kry mens stukkies wysheid van 'n ouer af, of van 'n oupa af. Dit werk nie in al die gevalle so. Maar daar moet 'n plek wees waar 'n mens wysheid kan kry. En hoe mens wysheid gaan ontwikkel. Psalm 90 vers 12 sê die psalmis die volgende: leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart mag bekom. Leer ons om ons dae so deur te bring dat ons altyd ietsie daaruit kan leer, wat ons wys maak, wat ons vir iemand anders te kan oorgee ook. En dan lees ons daar in Eksodus 3 vers 13, 31 vers 3, en ek het hom, dis nou vir Besaliel, dis nou die man wat die Here opgewek het, om destyds die tabernakel te bou, ek het hom vervul met die gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk, om kunstige planne uit te dink, om dit uit te voer. En dis iets wat onontbeerlik in die kerk van die Here is. Dat die Here mense opwek met dit, met wysheid, verstand en kennis, bekwaamheid om sekere dinge te doen. Mense wat dit al reeds het, en wat dit nog verder kan ontwikkel. En ons sit baie keer met van daardie kennis en daardie bekwaamheid, sit ons in die kerk van die Here, en dit kom nêrens uit nie. En dit gaan 'n kwade dag wees, as jy die dag sterwe, en ek het nêrens my wysheid gedeel nie. Ek het nêrens my bekwaamheid ook binne die koninkryk van die Here aangewend nie. Daar's plek vir elkeen. Wisdom, as ek nou moet 'n definisie vat, hierdie hou ek van. Wat is wysheid? Wisdom is the ability to use your knowledge, experience and good judgment to make sensible choices and understand what is right. In eenvoudig Afrikaans beteken wysheid net eenvoudig, dis kennis wat ek toepas. Dis wanneer ek dit wat ek weet, doen, want ek verstaan dit nou. En dis waar ons probleem baie keer inkom, die kwessie van kennis, wysheid en kennis, verstand en wysheid. Want kennis kom eerste, dan kom verstand, dan kom wysheid. Kom ek moet doen 'n eenvoudige praktiese voorbeeld. Moet nou nie lag vir hierdie. Julle weet, of julle is veronderstel om te weet, kennis, tamatie, is 'n vrug. Weet julle dit? Hoekom kry jy dit by die groente? Tamatie is 'n vrug, dis kennis. Insig is wat? Dis nie groente nie. Wysheid sê, jy gebruik dit nie 'n vrugteslaai nie. Right. So kennis, insig en wysheid. Kom ek vat nog een. Maar hoekom, kom gaan 'n bietjie verder, ek gaan nie goed terug met daai netjie. Hoekom is tamatie 'n vrug? Hoekom is tamatie, hoekom word tamatie as 'n vrug geklassifiseer? Maar ons eet hom nie as 'n vrug nie, ons eet hom as groente. Hoekom? Wat maak dat hy 'n vrug is? Sien die een van julle het kennis dat dit 'n vrug is, maar een van julle weet hoekom is dit 'n vrug nie? Nee. Julle raai nou. Ek moenie vir my sê van die wetenskaplike sê so nie. Alright. Maar
Iets word as 'n vrug geklassifiseer wanneer hy uit 'n bloeisel vorm, uit 'n blom. Het julle geweet pampoen is ook vrugte? Is so, regtig waar. Dit is so. Maar los nou maar daar. En selfs, daar's 'n paar ander goeders ook. Maar hy word gevorm uit 'n bloeisel, uit 'n blom. Dit maak 'n ding 'n vrug. Weet, nou het julle kennis en julle het insig. Nou met julle wysheid, jy eet hom saam met jou groente, nie saam met jou vrugte nie. Alraai, julle nou by. Goed, kom ons vat nog eenetjie. Kennis. Kennis en vrugte en groente is goed vir jou. Almal weet dit, né? Kennis, vrugte en groente is goed vir jou. Hoekom? Wat is jou insig? Hoekom is dit goed vir jou? Want het bevat vitamines en goeders wat goed is vir jou. Wat sê wysheid? Eet jou groente en jou vrugte. Sê dit vir die dominee. Nee. Ek eet groente. Hoor, ek eet groente. Ek eet net die broccoli nie. Okay. So, dis net 'n uitsondering wat ek maak. Mens kan van sekere groentes hou en van ander nie. Ek vermy nie groente nie. Okay. Ons los dit net daar. Maar dis net om vir jy so prakties te wys, wat is die verskil tussen kennis, ons kan baie kennis van 'n sekere ding hê. Maar het ons insig en doen ons dit. En dieselfde oefeningkie wat ek nou gedoen het, so op 'n speelse manier, is wat ons baie keer doen met die woord van die Here. Jy kan sing, jy kan weet groot waarhede oor die woord van die Here en oor God self. Tot iemand vir jou vra, hoekom glo jy dit? Glo jy die Bybel is die woord van God? Dan gaan meeste mense sê, kinders van die Here gaan sê, ja. Tot iemand vir jou vra, hoekom? Dan kan jy nie sê, want die Bybel sê so. Ek moet insig hê. Ek moet verstaan iets van God. Maar nou moet ek dit toepas. So, wysheid is iets anders as wat ons baie keer dink. Okay, so ek gaan daai net vinnig deurgaan, want dis nou die dink wat ons nou gedoen het. Maar Bybelse perspektief van wysheid lyk so. Ons het baie keer kennis van die Bybel, feite aangaande God, omtrent die lewe, omtrent sonde. En baie mense wat kerkgangers is, ken basiese feite omtrent God, hulle ken basiese feite omtrent die Bybel, hulle ken basiese feite oor die hemel en oor sonde en daai tipe van goed. En baie keer kom dit maar op 'n pick and choose uit wat ons besluit wat ons wil glo, wat ons nie wil glo, wat ons aanvaar en nie. Maar verstand kom wanneer ek die implikasie van dit verstaan en ek kry insig. Jy kan baie dinge oor die Bybel en oor God en oor sonde en oor redding, kan jy, die feitelike kennis kan jy hê, maar verstaan jy dit? Maak dit vir jou sin? Het jy insig? En hier kom die Heilige Gees ter sprake, om vir my en vir jou in daardie waarheid in te lei. En sonder die Heilige Gees is dit onmoontlik. Jy gaan by kopkennis bly, en dis waar baie mense se verhouding met die Here ook bestaan, dis kopkennis. Hulle dink hulle weet genoeg van God, maar hulle ken hom nie. Hulle het die insig in wie God is, en wat hy kan doen, en wie hy is nie. En dis gevaarlik. Dit is rampspoedig. Want kopkennis red niemand. Selfs insig is ook nie genoeg nie. Dat ek kan verstaan, verstandelik nie. Maar wanneer ek dit op so 'n wyse verstaan, en ek het insade aan, en maak vir my sin, en ek doen dit, dis lewe. En baie mense wat vandag in die kerk sit, het nog nie daardie spaak gehad. Hulle is nog op daai vlak van ek het kennis. Ek verstaan daarom so 'n bietjie, maar dit het nog nie op die voetsool vlak uitgekom nie. Dat ek gehoorsaam en doen nie. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk ingaan nie, maar elkeen wat die wil doen van my Vader. Baie sal in daardie dag vir my sê, ek het dit gedoen, ek het dat gedoen, ek het dit geleer, ek het dat geweet. Dan gaan die Here net eenvoudig antwoord, ek het jou nie geken nie.
Dis nie wat jy ken van die Here nie, dis of jy die Here ken. Ek kan alles van die huwelik weet. En my huwelik kan 'n ramp wees. As jy nie doen wat jy weet, wat God sê van die huwelik nie. En toepas in jou huwelik. Dieselfde geld hier. Nou sê Salomo wat het gevra vir wysheid, né? Die Here het hom gesê, moet kies wat hy wil hê. Hy sê, Here, geef my wysheid, want om hierdie volk te lei is geen geringe taak. Ek het regtig wysheid nodig en die Here het hom wysheid gegee. Ergens het iets verkeerd geloop. En toe gaan vat hy van 700 vrouens. Toe raak hy toe verlei die vrouens hom, né? Sê baie keer, dis nie daai klomp vrouens, dis daai klomp skoolma's. En is ja. En my skoolma was dierbaar geweest en maar as jy mooi kyk na Salomo, die Here gee vir hom wysheid en hy skryf vir ons 'n versameling van spreuke wat elke vers daarvan in al 31 hoofstukke, elke vers is 'n stukkie wysheid. En as jy die boek Spreuke deurwerk 31 dae van die maand, elke maand, gaan ek jy verseker, gaan ergens wysheid begin deurslaan, as jy dit gaan begin doen ook. Maar Salomo eindig, en hy skryf die boek Prediker, as 'n ou man, en baie van sy wysheid het verlore gegaan, en baie van sy wysheid het so 'n bietjie op 'n slegte punt, op 'n slegte noot geëindig. Want hy sê op 'n stadium selfs in die boek Prediker, wat 'n mens baie mooi moet lees en baie moet verstaan in die konteks waarin hy geskryf het. Hy skryf dit as iemand wat baie eintlik swartgallig is oor die lewe. En hy noem onder andere, hy het self wysheid nagejaag. En hy sê, dis te vergeefs. Maar hy kom tog tot sy sinne hier in die heel laaste hoofstuk, en hy sê, en dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die jare aanbreek, daar kom, waarvan jy sal sê, daar geen behaag. Die slotsom van alles is, gehoorsaam die Here. Ken God. Dis die laaste versies van die boek Prediker. Die Here laat toe dat hy skryf uit sy belewenis, maar hy eindig met 'n stuk wysheid. Om alles net in perspektief weer terug te sit. Nou skryf hy daar in Spreuke 2 vers 1 tot 6, my seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar, sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand. Ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur soos verborgde skatte, dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind, want die Here gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand. Daar's al drie goeders. Wysheid, kennis en verstand. My hoofbron is God. Maar ons wandel in ons eie wysheid, meeste van die tyd. Ons volg ons eie kop. Ons volg baie keer ons instinkte. Ons sintuie. Kennis is belangrik, insig nog meer belangrik, maar dit ontbreek ons dikwels veral aan wysheid, want ons maak ons skuldig in Jakobus 1 vers 22. Ons is nie almal daders van die woord. Ons is hoorders, nog 'n bietjie kennis, nog 'n bietjie iets van die Bybel, maar ons vat dit nie en gaan pas dit toe. Iemand het eendag jare terug dit gesê, en ek het dit vasgesteek by my. Ons kan baie bid oor herlewing in die kerk van die Here. En daar's baie redes waarom herlewing baie keer talm. Maar een van die redes wat die persoon gesê het is, ons gaan herlewing onder kinders van die Here sien, wanneer kinders van die Here eenvoudig gaan begin doen wat hulle weet. Wanneer ons eenvoudig gaan begin gehoorsaam wat ons al reeds kennis van het, wat ons al reeds insig van het. Ons steek vas by kennis en insig. Die gehoorsaamheid die laaste tree. Die belangrikste tree ontbreek in baie kinders van die Here se lewens.
Die woord van die Here vir my sê in Efesiërs 3 vers 9, in die liefde van Christus te ken, by die kennis oortref, sodat jy kan vervul word tot al die volheid van God, dan moet ek dit glo as 'n feit, ek moet dit verstaan, maar ek moet dit ook in geloof gaan toepas. Die Engelse sê dit vir my mooi, hy sê, yes, may you come to know His love, although it can never be fully known. Maar ons tog sy liefde sal leer ken. En wat wil daardie liefde in my en jou doen? Die laaste 2 Sondae baie oor liefde gepraat. Wat is God se idee? Wat is sy plan, sy doel met liefde in ons harte uitstort? So die liefde van Christus ons moet dring. En mense is op ons horison geplaas. Daar word ons laasweek ook stilgestaan. Stikkende mense, verlore mense, bose mense, vyandige mense. Liefde gaan hierdie wêreld wen. Maar dit help nie. Ons glo liefde. En ek het insig in wat die liefde wil doen, maar ek tree liefdeloos op. En selfs wanneer ek mense bereik en mense bearbeid, dan is dit met 'n hartheid. Liefde oorwin alles. Liefde oorwin 'n bose hart. Liefde oorwin 'n harde hart. Liefde oorwin 'n afvallige hart. Die liefde van Christus is in ons hart uitgestort. Hou van hierdie en ek het net ingesit. He loved me into existence and He loved you while you were dead in sin. And He will love you till eternity. Dit moet jou en my dryfveer wees. Niks kan my skei van die liefde van God wat in Christus Jesus is nie. So gaan doen dit. Gaan leef dit. Kennis van God en sy liefde, genade en vergifnis, verstand en insig omtrent sy liefde is aanvaarding daarvan. Ek glo dit, ek leef dit as sy geliefde. Dis waarby ek en jy moet uitkom. Want die eerste 2 is maklik. Om te hoor God het my lief, om te aanvaar het my lief, om te verstaan hoe lief hy my het, maar om in hierdie wêreld te gaan leef as sy geliefde, dis 'n challenge. Want ons judge onsself, en ons laat toe dat hierdie wêreld ons verlei partykeer, en ons stap uit die liefde uit. Verkry wysheid, verkry insig, vergeet nie, en wyk nie af van die woorde van my mond nie. Ek het 'n bietjie agter geraak daar. Verkry wysheid, verkry insig, vergeet nie, en wyk nie af van die woorde van my mond nie. So nou wil ek net gou so, dis net 4 punte, ons sal dit klaar kry, moenie worry nie. Vandag nog. Waar kry jy wysheid? Hoe kry ek wysheid? Die eerste gedagte is, spandeer tyd met die alwysheid. God het homself openbaar as die alwyse God. Ons sing dit. Hy word genoem wonderbaar, raadsman. Dis sy wysheid wat daarin kom. Daar's niemand met meer wysheid, groter wysheid as God nie. Ons betwyfel dit nie, né? Ons weet dit, ons glo dit. Maar waar gaan soek ons wysheid? Nie dat ek nou op hierdie terrein begin beweeg nie. Ons gaan vra vir ChatGPT en vir Google. Dis die plaatsvervanging vandag vir wysheid. Ons gaan wysheid verloor as ons op hierdie trant aangaan en alles soontoe gooi. Ek sê nie mag dit nie gebruik nie. Maar die gevaar is dat mens so afhanklik kan raak daarvan dat ons eie denkvermoë en die wysheid van God begin misreken. En vir God se leiding begin vra vir sekere dinge, want ons vlug onmiddellik Google toe en ChatGPT. Dis 'n gevaar. Ons moet dit raak sien. Jy weet, dis nie noodwendig verkeerd nie. Dis 'n shortcut. Maar mens kan so van dit afhanklik raak, dat jy naderhand, en ek weet van sulke gevalle, dat mense selfs geestelike vrae begin vra. Die ChatGPT. Of watter forum jy ook al gebruik. En die alwyse word buite rekening gelaat. Want God wil dit aan jou openbaar.
hy dit aan jou openbaar het, dan veroorsaak dit dat jou en my verhouding met hom egter word. My afhanklikheid van hom word groter. My vrymoedigheid om hom te vra word groter. Maar nou skakel ons hom uit. Wees versigtig vir dit. Kan ek sommer iets hier ingooi nog? Ons moet versigtig wees. Baie van die musiek en die liedjies wat deesdae die ruimte ingestuur word en wat ons met mekaar share is AI. Baie daarvan. En kom ek sê vir baie van dit is mooi. En die woorde is nie noodwendig verkeerd nie. Maar dat ontbreek een belangrike ding in daai liedjie. Goddelike inspirasie. Heilige Gees leiding. En dit is gevaarlik. En ek het nodig vir iemand gesê, ons het hierdie gesprek gehad met iemand. Sê dit kom daarop neer, dan kan ek ook maar, as ek wil liedjies begin skryf en die wêreld instuur en verkoop, wat AI vir my skryf, dan kan ek maar dat AI my preek ook vir my voorberei. Wat is die verskil? Of jy nou 'n preek sing en of jy nou 'n preek preek. En AI het hom vir my uitgewerk. Wees versigtig vir hierdie goed. Ons kom oordeel kort. Ons kort insig en wysheid, want ons kennis is in hierdie geval nie op standaard. So, jy moet sorg dat jy ingelig raak oor wat van hierdie goed is. Hoor dit nie. Maar die beginsel van wysheid sê die woord van die Here is die vrees van die Here en kennis van die Heilige is verstand. Dis die eerste vraag wat ek myself moet afvra. Hoe goed ken ek die Here? Nie hoeveel weet ek van hom nie. Hoe goed ken ek hom? En jy ken iemand in 'n verhouding. Want aan die mens, sê hy in Prediker 2 vers 26, want aan 'n mens wat welgevallig is voor sy aangesig, gee hy wysheid en kennis en vreugde. Maar in die sondaar lê hy die taak op om bymekaar te maak en te versamel om dit aan te gee aan een wat welgevallig is voor die aangesig van God. Wat 'n interessante waarheid daai. Groot stelling wat die Here maak. Dan lees ons ook van Johannes 14 vers 26, waar Jesus gesê het, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sê julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dis die wonderlikste ding in hierdie lewe as kind van God, om die Heilige Gees as my mentor te hê, om insig te kry in die woord, en hoe om dit toe te pas, hoe om dit na die praktyk toe te vat. Dis die wonder van 'n verhouding met God. En ons val nie terug op dit nie. Ons werk nie vanaf dit nie. Die eerste waar jy gaan wysheid kry, is om te gaan sit voor die Here. Praat met my. Here wys my. Here leer my. Dit val ons in die tweede punt. Waar kry ek al wysheid? Spandeer tyd met die woord van wysheid. God se woord. Dis wysheid van die begin tot die einde. Dis wysheid deur al sy blaaie. Wysheid, kennis, verstand. Hoe om regtig op hierdie aarde sinvol te kan lewe tot eer van God. Verkry wysheid en verkry insig, sê die woord. Wyk nie af van die woorde van my mond nie. Hoekom doen ons sulke dom dinge partykeer, dwaase dinge? Want ons raadpleeg nie met die woord van die Here nie. Ek lees dit baie keer in die Ou Testament. Wat het die mense gedoen? Wat het Moses en die ouens gedoen? Wat het Dawid gereeld gedoen? Hy het die profete gaan raadpleeg. Want hy het nog nie die Bybel gehad, onthou dit. Hy het die profete gaan raadpleeg. Hy het die Here geraadpleeg deur die profete. Ons doen dit nie. Ons is te haastig. Ons soek altyd die kort paaie. Die kort paaie sny die beste paaie uit. Langehoven het gesê, nou dink jy dan, Langehoven het gesê, duidelik vir Langehoven. Hy het gesê, as die kort pad die beste pad was, dan was dit die hoofpad. En ons vat baie keer shortcuts in die lewe, en dis nie die beste pad. Wat die woord, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig. Daai woordjie nuttig beteken voordelig vir wysheid. Nuttig tot lering, weerlegging, teregwysing tot onderwysing in die geregtigheid. Kom ons stop met gedag. Hierdie is waar, né?
Die woord van die Here is vir ons gegee vir teregwysing, is vir ons gegee vir onderwysing, is vir lering en is daar vir weerlegging. Dit is nou al 4 gesê. Maar hierdie woord, hoe belangrik dit ook al is en hoe waar dit ook al is, beteken eenvoudig niks as ek en jy nie gaan doen en nie toelaat dat die Here vir ons deur sy woord kom teregwys nie. As die Here vir ons deur sy woord wil kom leer en wil kom weer lê nie. As hy vir ons wil kom onderwysing gee nie. Beteken hierdie teksvers, hoe korrek dit ook al is, hoe kosbaar dit ook al is, beteken dit niks. Raadpleeg ons die woord. Wanneer ek iets doen wat twyfelagtig is, wat skop in? Wat behoort in te skop? Woord. Baie kinders van die Here het nie genoeg woord in hulle harte om op terug te val in tye van nood of in tye van versoeking. Want ons verkry nie insig en wysheid deur die woord nie. Ons gaan so vinnig deur die woord, oppervlakkig baie keer. Maar die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. En die woordjie eenvoudig hier beteken, nie eenvoudig ontvanklike. Die een wat sonder voorbehoud, sonder maars en buts, ifs, sê Here, U het gesê ek, wat gee wysheid aan die eenvoudige. Die opening van U woorde gee lig. Dit maak die eenvoudiges verstandig. So daar kom dit in. Waar kry ek behoorlike kennis van die lewe? Insig, wysheid, by die woord van die Here. En as die woord van die Here in ons lewens skaars is, gaan wysheid skaars. Ons praat hier van wysheid spesifiek, nie hoofsaaklik nie, maar spesifiek, wanneer dit kom by die geestelike dinge. Wanneer dit kom by jou en my lewe wat werklik saak maak, jou en my geestelike lewe. Voorlaas in die 3de ene. Mens word baie keer wys uit beproewings uit, né? Uit toetse. Jakobus 2 vers 5, 1 vers 2 tot 5. Ons almal ken daai een versie, en as een van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat eenvoudig almal gee, elkeen gee sonder om te verwyd. Ons ken die teksvers genoeg, né? Ons ken hom goed. Wat is die konteks? En ek hamer dikwels op konteks. In ander woorde, wat staan voor dit geskrywe, wat staan na dit geskrywe? Wat is die teksversie, wat is die verband voor en na dit? Dit gee vir jou wat dit regtig beteken, waarop dit van toepassing is. Vers 2 sê, ag dit louter vreugde my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val. Dit gaan oor beproewings. Wanneer ons wysheid kort kom, is wanneer ons deur toetse gaan. Wanneer ons die beproewings kom, want wat doen ons gewoonlik wanneer ons die beproewings en toetse gaan? Ons kon nie uitdruk, maar ons gaan in 'n flat spin, né? Ons raak verboureerd, ons raak paniekerig. Die Here sê vir ons in daardie konteks, as een van julle wysheid kort kom in 'n oomblik van versoeking en beproewing, laat hom van God wysheid vra. Hoe moet ek hierdie ding hanteer? Hoe moet ek hierop reageer? En God sal eenvoudig vir jou gee sonder om te verby. En ons wil baie keer hierdie teksvers toepas op elke ou klein besluitjie. Dit is heeltemal verkeerd nie. Maar wanneer ons al ons sekulêre besluite neem, dan word ons dit daarby beperk. Ek kan dit daarvoor ook gebruik, maar dis nie die eerste plek. Wysheid kry mens deur gebed. Jesaja 26 vers 9, waar hy sê, met my siel begeer ek in die nag, ook in my gees en my binneste soek ek U, want as U oordeele oor die aarde is, dan leer die mense, die inwoners van die wêreld geregtigheid. Wanneer die Here partykeer dinge toelaat in hierdie wêreld, wat hard is, wat moeilik is, wat ons deur swaar kry vat, dan leer 'n mens. Lesse wat jy andersins nie sou geleer het dalk nie. Wie kan daarop amen sê? Dit is goed vir my, sê Psalm 119 vers 71, dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek die insettinge sou leer. Want wat doen beproewings? Wat doen moeilike tye? Dit vat ons baie keer terug na die woord, wanneer ons dit verwaarloos het. Dit vat ons terug na die grondbeginsels toe.
Dit vat ons terug na die teenwoordigheid van God toe. Die roede en die bestraffing gee wysheid, maar 'n seun wat aan homself oorgelaat word, ek sy moeder in die skande. Deesdae mag jy nie meer die kinders slaan nie. Ons het nog 'n lettergrepe pak gekry. Hoeveel keer het ek al vir jou gesê, jy doen dit nie weer nie? Nee, jy het ook so pak gekry. Hè? En so het my pa wysheid oorgedra. So het ons geleer. Die roede en die bestraffing gee wysheid. 'n seun wat aan homself oorgelaat word, steek sy ma in die skande. Hier is 'n aanhaling wat ek wil vir u lees wat vir my mooi is. Volg saam met my. Hardship is a stern teacher, but I am confident I could not have learned some lessons in any other way. For that I am grateful. Grateful to God for loving me enough to stretch me and push me and crush my will, to refine me in the furnace of affliction, to stretch my faith beyond what I could see. God loves me more than I can possibly comprehend. He watches over me, He watches over all of us. But if the way were easy, how could we grow into what He wants us to be? How could our faith become unshakable? How could we become wiser and stronger? Moenie so gou as moontlik uit 'n beproewing of uit 'n moeilike ding probeer kom nie. Laat God toe om jou te vorm en wysheid in jou hart en jou lewe te vestig. Leer iets daaruit. En dan die laaste enetjie. Kyk na die lewe en word wys. Kyk na die lewe. Dinge gebeur in hierdie wêreld. En jy sien baie keer mense maak foute en jy leer uit hulle foute 'n bietjie wysheid. Of iemand sê vir jou, weet jy, ek het dit gedoen en dit is wat ek geleer het, hoor wat ek vandag vir jou sê, en jy vat daai stukkie wysheid en jy gaan pas dit toe en dit werk. Ons kan by mekaar leer. Die Bybel sê, hy wat met die wyse omgaan, word wys. Waar is jou geselskap meeste van die tyd? En nou kom ons by 'n teksvers wat ook in konteks nogal interessant is. Paulus sê in Filippense 4 vers 11, nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, maar word ek dra kennis, met insig. Ek weet ook om oorvloed te hê, in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig. Deur wie? Hoe? Deur die Here. Om versadig te word, sowel as om honger te ly. Om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. En dan kom vers 4, hoofstuk 4 tot 13, wat mense heeltemal verkeerd gebruik. Ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my krag gee. En nou hardloop ek die 100 meter in 9 sekondes. Sê dit op my, ek is tot alles in staat. Die teksvers het niks daarmee te doen nie. Die teksvers het niks met sportprestasies te doen nie. Hierdie teksvers se konteks sê, Paulus sê, ek het geleer om vergenoeg te wees. Ek weet wat dit is om baie te hê. Ek weet wat dit is om niks te hê nie. Maar ek het geleer in alles om vergenoeg te wees, want ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee om deur dit te kan kom. En ons vat dit sekulêr. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Dit het nie 'n sekulêre betekenis. Dit het 'n geestelike betekenis in jou en my lewe op hierdie aarde. Ek sal nie daarvoor gebruik, want mense het gebruik. Want is nie waarvoor dit geskryf is. En dan sê hy vir ons, van een na die ander ding toe, in Spreuke 6 vers 6, ga na die muur, leiaard, kyk na sy weë en word wys. Hy wat geen aanvoerder het,
geen heerser het nie, geen opsigter nie, maak sy brood klaar in die somer, berg sy voedsel weg in die oestyd. Voor jy die blikkie doen weer uithaal, kyk 'n bietjie. Kyk het 'n bietjie, ek doen dit met ek, as ek buitekant is of so, dan kyk ek die mure. Dan sien jy, hier is nêrens 'n aanvoerder nie, sien jy, joh, hulle is so fliks, hulle werk. En dan gooi ek vir hulle obstacles, dan sal hulle so 'n bietjie, scan so 'n bietjie, ek weet nie wat hulle doen nie. En die volgende oomblik kan werk hulle om die obstacle. Ongehinderd. Ek raak net 'n bietjie hartiger. Want ek moet ook gaan sit en net 'n bietjie seker dingetjies dophou. En nie dophou, en sommer net oorhartig reageer en sê, ek kan ons net vir die Here vra, Here, leer my iets van hierdie. Want hy sê in die woord, kyk 'n bietjie na die mure ook. Hoe wys is hulle? En hier is my laaste stukkie wysheid vanmôre, wat ek met u deel. As mure, wat geen ewigheidsbestemming het, wat nie eens weet van die dag van môre nie, maar daar's 'n instink in hulle, genoeg wysheid het, om klaar te maak vir die dag van môre of oormôre, wanneer dit ook al in hulle lewe is, of vir die toekoms. Waar kom jou wysheid in, as jy nog nie klaar gemaak het vir die ewigheid? As jy maar dink, ek het genoeg opgegaar, van wat? Want alles wat jy opgaar om vir jou gereed te maak vir die reis hierna gaan beteken niks. Maak weer 'n skatte bymekaar waar mot en roes dit nie verneem. Ewigheidsskatte, my sekerheid in Christus, my wysheid wat uit God is, my kennis van God, my insig van wie ek is en waartoe ek in staat is, my verhouding met die Here. Dis klaarmaak vir hierna. Hulle het nie eens 'n aanvoerder nie. Hulle het nie eens 'n opsigter nie. Jy het. Nie ek nie. Nie kerkraad nie. Jy die Heilige Gees. Wat vir jou lei om klaar te maak. Jy die woord van God wat vir jou waarsku jy moet klaarmaak. Laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie. Laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie. Laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie, sê Jeremia 9 vers 23. Maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem dat hy verstaan en my ken. Dat ek die Here is wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen, want in die dinge het ek behaag, spreek die Here. Waar is jou wysheid? Hoeveel wysheid het jy? Waar kry jy dit? Hoeveel kennis het jy? Is dit net kopkennis? Hoeveel insig het jy? Hoeveel van dit wat jy weet, doen jy? Dis die vraag wat ek en jy moet antwoord. In ons eie gemoed voor die Here. Wysheid kry jy wanneer jy tyd met God spandeer. Jy kry dit in sy woorde van wysheid. Jy leer uit jou toetse. Ek het al hier gesê, maar skoolwerk het ons so, jy leer en dan gaan skryf jy toets. Die geestelike lewe werk andersom. Jy word getoets en dan leer jy. Ja, goed. Maar gaan nie oplettend deur die lewe. Leer jy uit jou situasie. Leer jy uit jou teleurstellings. Leer jy selfs uit jou oorwinnings. Wysheid. Die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here. En kennis van die Heilige is verstand. Kennis, verstand, wysheid. Mag die Here vir u gee wat u kort kom. Mag jy doen wat jy weet. Want wysheid is toegepaste kennis. Amen. Kom ons bid saam.
Here, ons aanbid U as die alwyse, alwetende God, een by wie ons wysheid kan verkry, kan voorbid sonder om verwyd te word. Maar Here, U woord sê ook vir ons, ons moet na wysheid en na kennis, na insig roep. Ons moet dit ondersoek in U woord. Ons moet wysheid verkry. Dit gaan nie elke keer kom net wanneer ons bid nie. Daarom bid ek, Here, dat ons elkeen meer tyd saam met U sal spandeer as die alwyse God. Dat ons meer tyd met U woord van wysheid sal spandeer. Maar Here, dat ons selfs by die muur vanoggend sal leer. Ek moet my klaarmaak. Ek moet voorsorg tref vir die dag van môre. Die belangrikste versekeringspolis om te weet ek behoort aan Jesus. Baie dankie vir U woord, Here. Ek bid dat U vir ons insig sal gee om dit behoorlik te gaan verwerk en te verstaan en te gaan doen tot eer van U naam. Dankie dat U vir ons in hierdie verdere volle waarheid inlei deur U Gees tot verheerliking van U naam. Amen.